mense hierdie stemnote gaan ook nou maar gaan bietjie meer weer oor of 'n uitbreiding op die uitruilstelsel. En ek gaan vir julle verduidelik waar die uitruilstelsel regtig tot sy groot vermoë gaan kom. Onthou net as jy gaan kyk in Suid-Afrika, byvoorbeeld, jy het 'n groot verskeidenheid van voorbereidingsgroepe, jy weet groot groepe, maar jy het ook klein groepies en daar's baie van hulle. En dis nogal belangrik om daai aspek in ag te neem, dat hierdie uitruilstelsel is nie byvoorbeeld iets wat jy saam met jou groep gaan gebruik nie. Ek wil regtig hê daar moet 'n mens meer kyk na die broederliefde aspek. So as jy weet iemand het iets tekort, gaan jy dit vir hom gee en jy gaan hom help om uit te sort. Maar as jy in jou omgewing, waar ook al jy dan op die ou ende opeindig, en dis 'n ander groepering, dan dink ek die ruilhandel raak nogal belangrik. Jy weet, en as jy kan ruilhandel doen met 'n groepering van ander 10 families en hulle het 'n ou wat daar aan beheer is en julle het 'n ou wat daar aan beheer is, kan hulle altyd 'n gesprek voer en jy kan daai ruilhandel toepas soos wat dit moet. As jy mooi daaraan dink, is dit maar baie soortgelyk aan in die vroeër dae waar die boer, jy weet die boere wat sy buurmanne ensovoorts, het maar so gewerk. Ek kan vir julle vinnig 'n storieetjie vertel van 'n storie wat oom wat hier naby my bly my vertel het, waar sy pa jy weet het sy buurman en vrou, hulle het bietjie gekuier die aand en weet nie wat het gebeur nie, maar dit eindig toe nou op dat die tannie haar been breek. En 'n lang storie kort gemaak, die buurman of die oom se pa het hulle toe nou dokter toegevat, want hy is die enigste ou wat toe nou 'n voertuig het, en hulle het op die ou ende, jy weet die dokter haar nou uitgesort ensovoorts, en sy is by die huis. En die ou het toe nou vir die oom gesê, nee, moenie worry nie oom, ons sal met oom regmaak, en hulle het toe nou opgeëindig, jy weet waar daar redelike tydperk verby gegaan het, en die eendag toe roep hy die oom, en toe gee hy vir hom 10 visse. So dit klink nou half snaaks, en dit is eintlik maar half meer 'n staaltjie, dink ek, as enigiets anderste, maar op die einde van die dag is dit belangrik, want dit is die konsep waarop dit neergaan. So, dit is, jy weet van die mense, dis mense om jou, dis dalk nie jou, jy weet, jou mense by jou nie, maar dit is mense wat jy van weet, jy is hulle nie vyandig nie, ensovoorts, en dit is dan nou waar die ruilhandel op jou ende die belangrikheid sal inkom. En dis hoekom ek vroeër, of in die vorige video ook gepraat het, bietjie meer van, jy weet, as jy saad en sulke goeders moet ruil, ensovoorts. Dis maar waarop het gaan neerkom. Jy weet, as jy bietjie praat van beeste en skape en daai tipe goeders, dis presies maar wat gaan gebeur, hoenders, pluimvee, al daai goeders. Maar jy moet iets vir iets kan ruil, en dit is die belangrike aspek. So as jy niks het om te bied nie, gaan jy niks kan ruil nie. En dis hoekom, soos wat ek nou maar in die vorige video ook gesê het, dienste plus daai paar goedjies wat ek genoem het, jy weet, wat belangrik is op die einde van die dag om oordentlike ruilhandel te kan toepas. En dan weer, mense, dis is maar iets wat jy moet in gedagte hou. Hopelik het ons dit nie eers nodig nie en ons kom by mekaar, soos wat oom Siener maar gesê het, waar die 2 stukke hout, dit gaan wees soos 2 stukke hout wat by mekaar kom, wat jy nie die las eers kan sien nie, wat beteken al hierdie organisasies en dinge gaan op die einde van die dag een volk wees. En ek dink dis want ons almal streef op die einde van die dag, al is dit binne in organisasies ensovoorts. So ja, mense, ek hoop dit maak dit ook duidelik oor die uitruilstelsel en hoe 'n mens dit kan gebruik tot jou voordeel en wat daarmee gepaard gaan.
Julle mense moet 'n wonderlike naweek hê en dan praat ons maandag weer.